Sit lekker, so lekker baie welkom, so lekker worship God, so lekker om saam met julle te wees, ons Facebook familie, vanaf oral oor Morley daar Nieu-Seeland, welkom Janice, het was jou verjaarsdag, happy birthday, daar in Holland, so lekker dat jy ook saam met ons, hier is Heinrich Niebuhr, my goeie vriend, Derek. Hey, my seun, goed om jou saam met ons te hê. Ons slippe voorreg, almal wat inluister. Ek wil vra dat ons vandag se boodskap sal share dit met iemand. Dis in jou hart weet wie dit is, share dit. Priscilla, Dedike, so bly julle saam met ons, baie welkom ook. Ek hoop julle geniet vandag se diens, hierdie woord. Ek voel vandag, ek voel in my gees, terwyl ons in praise and worship, van met our hallelujahs, bly dit van my awesome favourite songs, ek gaan net so saam wil. En terwyl ons besig was, toe hoor ek die gees van die Here met my deel, ten opsigte vandag, wat vandag moet gebeur. Vandag word versterking in die gees gedoen, so, al gaan 'n gebed wees, julle sal sien wanneer dit gaan plaasvind. Almal wat hier is, en ek sal vir ouens by die huis moet spreek. Volgende Sondag het ons Kersfees. Yes, amen. Volgende Sondag het ons Kersfees. Die hele band saam met ons. Volgende Sondag is Kersfees. En ek is besig in die worship en vra, Here, kan jy net vir my verduidelik hoe werk hierdie? Want die Here werk ons met 'n plan. Amen. So, vandag word die versterking in die gees gedoen, uit die scriptures uit en alles wat ons gaan doen. Maar volgende Sondag, hoor ek hoe die Heilige Gees my gees spreek, en sê, volgende Sondag is the God of the Suddenlies. Ja, dit is 'n goeie tyd. Wat is net ek wat ek gaan hoor. So, indien jy iemand ken, wat is suddenly 'n ingryping, 'n advancement, activation nodig het, bring daai persoon saam volgende Sondag. Ek voel, because what you preach is what you're going to get. What you preach is what you're going to get. En dis asof die Here hierdie vandag Sondag wil gebruik om mense se gees te versterk. Kan nie los skoenveters, kan nie los skoenveters hê en die 100 meter gaan hardloop. Try. You're gonna try. You ain't gonna make it. Well, someone met 'n American accent. So vandag gaan die versterking gees plaasvind. Volgende Sondag gaan ons die bediening doen. Asseblief, as jy kan wees. Want dan kan daai anointing op jou kom. It's preparing the soil for that. God is dankie my liefie. God is preparing the soil. So dis asof die Here vandag die versterking in jou gees doen vir wat volgende Sondag moet plaasvind, wat die aktivering. Ek gaan vir jou bid. Ons 2 botteltjies, so hierdie gaan werk gaan. 2 botteltjies en dan volgende Sondag word die activation van suddenlies en advancement in jou geactiveer. Ek vertrou ook die Here daarop. Ek sê, gister vermoed ek, daar's iets wat die Here op my hart gelê het, wat ons moet doen, en ons kom saam in ons bid daaroor, en ek sê vir daar seker goed wat in die volgende 2 maande geactivate, gelons, alles wat daarmee saam is, 4 pyl, opskiet, allerhande goed, launching, wat ek weet, it's preparation, it's time, wat moet gebeur, en daar's soveel goed wat ons kies, om te praat, en om te dink, en wat vir die mond, en klein met, en vry met, en ek weet,
Yes, I'm trusting the God for a suddenly. So, uit daai weet ek dat volgende Sondag se Catch the Fire, as jy in Centurion is, as jy naby kan wees, ek glo, as die Here jou hart sien, en ek sien, yes, jy het, soos daai vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat aan sy soom gevat, gesê, Lord, I claim it. Ek voel volgende Sondag is 'n kleining Sondag. Die ouens wat gaan uitreik, gaan dit ontvang. So, as jy iemand kan bring hulle saam. Christina, daar van PE, baie welkom, Wilma, goed om jou ook saam met ons te hê, Wilma, ook goed, Petru wat inluister, baie welkom, Egbert, so lekker om julle almal saam met ons te hê. Kom ons bid net saam. Vader, ek dankie vir die voorreg om saam met ons almal saam te kan wees, dat ons net kan self die wat inluister hier in hierdie woord vandag. Lord, I know, hierdie woord is die eerste trappie vir dit wat volgende Sondag kom. Ek bid dat ons almal so oor is. Die waar ons het share, vir wie ons het moet share. Ek prys U, ek loof U naam, ek dank U vir die anointing, ek dank U vir die grace, ek dank U vir die mercy. In Jesus naam verklaar ons dan to God be the glory. Amen. Amen. Ons gaan hier, as julle kan saam lees julle Bybels, Lukas 22, Hercules, hey my chom, lekker jy saam met ons, bly jy saam met ons, baie blessings. Lukas 22 vers 31. Simon. Okay, say Simon. Okay, almost so. Simon. Kyk hoeveel mense, dit pla my altyd as om sy naam met 'n hoofletter in. Hulle moeilik nie met 'n hoofletter. Hulle moet ook die extra klein skryf. Simon, Satan met 'n klein letter, has asked to serve all of you as wheat. But I have prayed. Say, but I have prayed for you. Simon, onthou julle ons het een week in die midweek connecting oor gepraat. Kan julle dit verstaan? Amen. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And, say and. So ons het 'n but en ons het 'n and. And when you have turned back, man, strengthen your brothers. But he replied, very vol van himself, dis eintlik op hierdie oomblik, nee? Hy sê, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Excuse me. I say, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. And Jesus answered, kyk op verskil. Simon, nee, Simon. Kyk wat gaan nou, en nou, Jesus answered, it said Peter, nou waar Simon nou? Simon left the body. I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. I have prayed. Nou, 7 keer in die Ou en Nuwe Testament kry ons die kere dat die Here 2 keer iemand se naam noem. Wie kan nog 'n gedeelte onthou? Waar God met iemand gepraat het en 2 keer sy naam gesê. Hy skat moet dekker Eli, ze zien wie is Samuel, mooi my skat, nog een? Okay, julle Bible dit kan nou shine. Go, is not iemand nou. Saul, mooi my skat, Malva. Excuse? Moses. Moses, boy! Ja. Dan get jy soms veel Dries. Moses. Okay, nog een. Moses, Paul, nee, Saul,
Moses, Moses, Saul, Saul, Samuel, Samuel, Martha, Martha, Simon, Simon, kruis ook hierso. So ons kan net 7 keer in die Ou Testament, wat iemand, dis asof jy, wat jy met jou, wie My God, my God. My God, yes! Look Daar is wat keer, dankie my skat, ek onthou ek genoeg geantwoord. So, daar is baie, laat die ander ook speel. So, daar is baie keer in die Bybel dat ons sê, wanneer die Here 2 keer, dis wanneer jy met jou laaitie raas sê. Karel, dan weet ek, dis As jy sy hele naam gebruik. Karel Roos. oh, my vrou weet, as ek die dag vir haar sê, moenie gehou nie, wat met my gesê, ek gooi my ook op my tweede dag. As ek, wie ken dit as jou pa jou tweede naam begin gebruik, of jou ma jou tweede naam begin gebruik, dan weet, is dit so? Ek het nie genoeg asems al sy name nie. Maar as ek jou gesien, jy het die hele alfabet saam met jou geleer. Het jy al mense, het jou tweede naam gebruik, dan is dit so. Angelique, by jou? Okay, maar jy het al 3 nooit pak gekry. Priscilla, jy? As jy nou tweede naam ingooi, dan word almal stil. So, baie keer, het jy al so beleef? Skepe uit jou mond, doen jy het gereeld, gebruik jy die tweede naam, dan weet almal in die huis, papa kan. As Amanda vir Triesie, Andries. As Amanda vir Drie sê Andries, dit is so, nie dat van jou gebruik het, dit is so. Soos asof die Here kom hier om te sê, Simon, nou ek besef, wanneer die Here baie keer met ons Simon, wanneer iets concreet, en in Engels gebruik hulle die woord pivotal. When a pivotal moment arises in your life. Wanneer iets in jou lewe gebeur, wat alles gaan draai. Pivotal, lyk klein, dis soos ons in die army omkeer, en dit lyk klein, maar het verander alles in jou lewe, dis 'n klein, maar daar gaan jy. So, baie keer wanneer God op die oomblik staan om alles in jou lewe te verander, dat alles gaan gebeur. Ons kyk altyd vir die big swings, net die big sixes. Ons kyk altyd daarna. Maar wanneer God op die punt staan om pivotal goed in jou lewe te doen, wat alles gaan verander. Jy kan rechts gaan, jy kan links gaan, alles gebeur. Is 'n klein draai op die agterste deel van jou voet. So, hier kom ons op die oomblik in Jesus se lewe, wat alles pivotal. Hierdie is die donderdag voor die Vrydag. Donderdag voor die Vrydag, môre hierdie tyd, hang hy aan 'n kruis. Hierdie is so groot oomblik, en hy probeer sy disippels voorberei vir wat hulle gaan deurmaak, en daarom lees ons die avondmaal, en hy vat die brood voor hulle, en hy breek die brood, en hy sê, dis my liggaam, en hy vat die wyn, en hy pour het uit, en hy sê, dit is my bloed, en hy voed hulle, hy breek het, en hy voed het, en die woord sê, en Jesus sê, uitgesien, en in die Engels staan daar, hy sê, I eagerly longed for this moment with you. En op hierdie tafel praat ons van suffering saam met supper. Ons praat van Jesus saam met Judas, pas nie by mekaar. Ons praat van bread, ons praat van breaking of bread. Ons praat van wine, en ons praat van die pouring of wine. Dit is waarvoor Jesus gekom het, maar toch lê die intensiteit en Getsemane nog voor hom. Hy's glad, maar hy's sad. Hy's excited, maar hy's bang. Hy is lief vir sy disippels. Judas is die oorkant van hom, en Johannes is die langs hom. Die wat hom gaan verraai, en die wat hom lief het, is op dieselfde tafel. Hy was reg vir die oomblik, maar emosioneel was hy gesterf. Happy moments, but heavy moments. Dit is
En dis hoe dit is, baie keer, hy is saam met al die disciples, hy kyk na die disciples, hy is saam met al die disciples vir wie hy lief is, maar hy sien vir Judas daar, en hy sien vir Johannes daar. En partykeer in ons lewe, het ons soet en suur op dieselfde oog. Gaan gryp by die werk, wat gaan word by my huwelik, of gaan word by my huwelik, maar dit gaan gryp by die werk, of alles is gryp in my lewe, maar my finansies sak. Hierdie is ek gryp, maar ek sukkel met hierdie in my lewe. Die Here is goed vir my, maar ek sukkel met dit. Baie keer ek beleef op hierdie oomblik, is soveel mense, ek gaan dit deel soos ek het share, soos ek het ervaar het, in hierdie oomblik, in hierdie time of season of changing, pivotal moments, waar al die Simons nou deurgaan, is dit amper asof die Here, letterlike vergrootglas op die ou kraakies, weer terugbring wat in jou lewe was. Jy het hom toe gemeisel, het hom toe geplak, maar dit is soos om 'n pleister op 'n pitseer te plak. Die kwaad moet eers uit, en baie mense het dit geplak, maar nou begin hy ding op te kom, en dis hierdie moment wat hierdie goedes deurkom. Ek kan heaviness in my hart dra, maar ek kan nog steeds die vrede van God saam met my. Alhoewel die breek, en ek besef, ek praat met iemand gister, en hulle vra, Jesse Karel, gaan beseer hierdie seisoen, en ek besef, alhoewel die brood gebreek word, is die brood nog steeds in sy hande. Ja, amen. Alhoewel ek voel, ek word gebreek, die brood is nog steeds in sy hande. Ek kan happy wees in een area, maar kry dit in 'n ander area. Ek kan happy wees, maar bekommerd wees. Miskien, ek dink, miskien laat die Here dit toe, dat ek happy is op een aspek, sodat ek nie opgee nie, en nog steeds hoop het. Maar dat het krap gaan in die ander area, en moeilik is, en heavy is, sodat ek die pride kry. Sê weer? Die Here laat toe, dat in een area miskien partykeer, ek happy is, en content in die sê, van sy tjuf, die Here het 'n mooi ding hier gedoen. Maar in ander areas het nog steeds wil, sodat alles nie oorlopends is, sodat ek praat kan nie. Dat ek 'n balans kan wees. Hoe bid jy as jy alles het? Dankie. Dankie, ja. Waarvan sien jy uit? Daar in Skotland het hulle woord, wat sê ek altyd vir my skinde, wanneer hulle iets drink, Slansje. dan klink hulle in die glas. Slansje man. A slangy Maha. My audio dreams but one come true. Wat beteken, my audio dreams but one come true. So jy altyd iets het om voor uit te sien. Ek glo baie keer, ek kan met 'n toekoms vol hoop voor my sit aan tafel, maar ek sit saam met my aan tafel die regrets van dinge van die verlede, wat ek miskien nog nie meer gedeel het nie. Ons sien wanneer die Here met die mense gepraat het, dat hy met Moses gepraat, Moses, voor die brandende bos, voor hom geroep het na die beloofde land toe. Hy het gepraat met Maafan in Lukas 10. Hy het gepraat met Saul, net voordat Paulus opgestaan het. Hy het gepraat met Samuel, net voor sy groot calling, waar die Here hom voorgeroep het. As een van die grootste profete, die woord sê, geen woord van Samuel het ooit op die grond geval. Hy het elke jaar in sy ma vir hom 'n nuwe mantel gebring. Daai man het soveel mantels op sy. Die woord van die Here sê, en Samuel was so anointed, dat indien een van die Filistyne oor die grens van Israel
sy voet gesit het Samuel dit agtergekom en dan het die krag van die Here oor haar geval en hy teruggevlug. En die woord sê, vandat Samuel daar was, het niemand in die hele Israel ooit oorgetree op die grens nie, as gevolg van sy presence, wat so sterk was. Die woord sê, Dawid het geskuil onder die soon van Samuel. Hier, hy was powerful geweest. Maar toch moes die Here met hom oor Samuel. Ons sien met Abram, voordat hy sy seun Isak opvat. As ek, terwyl ek hierdie voorberei, sê ek, Here, partykeer is dit so wild en is so moeilik. En die Here sê, stop listing and stop listening. Toe Here, ek verstaan nie wat jy bedoel. As ek gaan lees na Abraham kom die woord van die Here, die profetiese woord, die woord het gesê, vat jou seun en gaan offer jou seun. Amen, is dit so? En die woord sê, en Abraham het gekom, hoor nie, en Abraham het gekom by 'n plek, waar die Here was, het die Here vir hom 'n GPS gegee, waar het is? Nee, daar staan nie, en hy het die GPS oopgemaak, of die kaart oopgemaak en gaan nie. Hy moes heeltyd toets in sy gees. Kom aan, dis ook volgende Sondag so belangrik is. Want volgende Sondag word daar suddenly geactiveer, so that you can go to the place that God is showing. Goeie tyd, amen. So, hy kom, en die woord van die Here sê, God praat met Abraham, go to the place I will show you. So elke berg het hy gedink, is dit dit? Sy vrou vra, waar gaan jy? Ek weet nie. Hoe lang gaan dit wees? Ek weet nie. Dis wat wensel nou is. It's got to work, we have to trust God. Kom aan, wensel, amen. Moet die volgende Sondag pus. Ons baie keer, you got to work, but then you trust God, where to go with it. En toe hy in sy gees voel, amen, dis is it. Sê die woord van die Here, iemand moet die nou vat. Sê die woord van die Here, en hy draai om, en hy groet sy agterryers. En dis partykeer baie moeilik vir ons, want baie mense kom in jou lewe en het 'n purpose in jou lewe, 'n paad in jou lewe, maar hulle kan nie verder gaan. Want hulle het nie die mindset, hulle het nie die calling, hulle het nie die destiny, hulle het nie die purpose, hulle verstaan nie jou calling, hulle verstaan nie jou volgende plek nie, hulle verstaan nie, jy moet nou groet nie, hulle verstaan nie daar seker groot, vir wie jy moet baie sê. Come on. Baie keer gaan ons, en ons is jare saam met die wet, en is great, maar ons sekere mense, wat nie die volgende finale hoofstuk van jou lewe kan saamvat. Hulle praat nie meer soos jy praat nie, ja. En ek sê amen. Hulle praat nie dieselfde meer as jy nie. Hulle glo nie dieselfde as jy nie. Hulle dink nie dieselfde as jy nie. Baie keer korrigeer hulle vir dit waar jy nou is. Ag nee, dit kan nie wees. Nee, ek het ons gehoor. Ons van ons vriende wat saam met ons wil wees, maar jy weet, alles so feit soos 'n R7 woord. Hulle kan nie. Ons kan nie meer. It's God has set you apart. Iemand moet die woord, vir iemand is hierdie woord nou belang. God has set you apart for so much more. Maar het is vir ons moeilik om te groet. Het is vir ons moeilik om te sê, I have to go. Het is vir ons moeilik om te sê, ja, het was 'n amazing route geweest. Het hy geplease explain. Ja, hy het gesê, julle moet nou gaan, ek en die kind moet verder gaan. Dis baie keer, veral die ouens, vir volgende Sondag, daar's goeders wat jy moet groet. Daar's goeders wat jy moet mee klaarmaak. Ons verskoning, wat jy, dis not because you're going to identify. Maar hoor, hy gaan op met die seun, wat God gesê, gaan offer jou seun. En hy gaan op met sy seun sê, pa, waar is die offer? Hy sê, die Here sal voorsien aan die offer. En hy bid die seun vas, dink hy en sy seun het nooit weer
ergens iewers saam getrek. Alleen. Hè? Ja, as papa sê, gaan ons 'n eentjie loop? No, wat die seun, hy bid die seun vaar. En hy lig die mes op. En daai laaitjie gebeur, sy pa gaan hom nou doodvat. Dat is seker. Hy lig die mes op. Praise God, he still keep on praying. Want die laaste woord was, maak jou seun dood. So terwyl hy oplig, het hy nog steeds het hy nog steeds geluister. Wat die woord was, offer jou seun. Terwyl hy besig was om sy seun te offer, he trusted God dat daar meer is aan wat hy gesê het. Soveel mense hardloop van 2 jaar terug se prophecy, kill your son, but if you stop listening, you gotta kill it. Toe hy vader luister, toe sê, Abraham, moet jou seun doodmaak, hier is 'n ram agter jou. En baie keer gebeur het, dat ouens nie they keep on listening, gee vir Here hierdie hele lys, Here gee vir my dit, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit, dankie, 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 dankie. But they listening, but they don't keep on listening. Good. En ek dink dis waar ons op 'n plek kom dat ons partykeer alles verloor of wat ons nie verder geluister nie. Nou kyk gou wat sê Lukas 6. My pragtige vrou weet baie liefskap vir ons gou hier opsit. Lukas 6. One of these days Jesus went out to mountainside to pray, spend a night praying to God. Kyk al, selfs Jesus het gebid. Ek sal graag 'n halfuur of 10 minute net saam met Jesus wil spandeer om te hoor waarvoor bid hy. As hy nie sondebelydenis doen nie, of geestelike oorlogvoering doen nie, of dit, waarvoor bid hy? En dan staan hy hier gebid. Wat het hy gebid? Okay, maar enough about that. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Simon, whom he named Peter. So hoekom? As hy hom genoem het Peter, daar staan het. Hoekom noem hy hom Simon? Hoekom het hy nie gesê Peter? Hoekom sê hy vir hom Simon? He started, whom he named Peter. So die hele tyd noem hy hom Petrus. Dis nou soos ek kyk nou vir Stefan. Nou ewe skielik donderdag by die werk sê ek vir Stefanus. Hier daar staan, whom he named Peter. So, dit beteken van daai dag af, was hy genoem Peter. Peter kan nie. Ewe skielik Stefanus, ewe skielik Leonie, ewe skielik begin Simon. En Petrus besit gedink, hoekom sê ek nie Simon? Ek was dan, Peter, on this rock I will build my church. Peter, jy's die eister. You are the rock. Nou sê sommer, Simon, hoe gaan ons nou weer terug? Jy weet, ek hou nie eintlik baie van die naam nie. Dis 'n familienaam. Verstaan jy? Goed, Simon, wie voorsoor familienaam? Okay, kan ek ook my hand opsit? Jy vra vir my vrou, maar net agter my rug, wat is my tweede naam? Maar baie versigtig. So daar's 'n ding wat ek sê, hoekom, nou jy miskien is dit Simon, maar jy noem my nog heeltyd Petrus. Nou, ek is bly jy vra, baie dankie vir julle wat vra. Want nou sit ons met 'n ding, kyk, okay, laat ek nie, kom ons gaan weer Lukas 22. Kyk nou hierso in Lukas 22. In Lukas 22 kry ons, kyk die 3 karakters. Ons kry Simon. Ja, ons kry Satan. En ons kry Jesus.
Hy is die spreker. What I have prayed for you. So ons kry Satan, ons kry Simon, Daar's Jesus. en ons kry Jesus. Nee, so. Ons kry Simon, ons kry Satan met 'n klein letter en Jesus. Dan sê hy, and Satan ask to serve you. Sien julle dit? So dis Simon versus Satan met 'n klein letter. Wie verloor? Simon verloor. Interessant dat Satan gevra het. Interessant dat die woord sê, and Satan asked that he may serve you. Dis vir my great news om te weet, Satan kan niks aan my doen sonder permissie. Come on, iemand hierso. Amen. Ja. Satan kan niks doen, hy sê, and Satan asked. Kom maar, mense, Satan asked that he might serve you. Hy kan niks doen sonder permissie. Nou, daar staan, and Simon was a fisherman. Petrus was 'n visserman. Maar God het op Jesus op 'n tyd vir hom gesê, en ek gaan jou visser van mense maak, en later lees ons dat hy shepherd word, 'n preacher. Feed my sheep. Nee, so, hoor nou eens. Sien, wanneer die turning, kom maar, okay, excuse dit, kom maar net voordat jy moes kom maar. Wanneer die turning plaasvind, die turning plaasvind, vanaf jou calling, van 'n visserman, Simon, tot 'n preacher, Petrus, there is always a sifting. From glory to glory, there is always a sifting. Ek wil gaan, Derek, my seun, Derek. Ek wil verklaar in die gees nou oor almal hierso. Wanneer jy 'n Simon episode beleef, wat jy gesit word, wat alles geskep word, is the changing of a season. Dis altyd 'n teken vir 'n changing of a season. Jy sê my, waarom sien jy dit in die Bybel? Ek is bly jy vra. David was net gesalf as koning. Maar om as koning te word, moet hy die paleis inkom. En Saul gaan en sê, ek wil net vir julle sê, die persoon wat Goliat doodmaak, kan met my dogter trou. Wat beteken dit? Ek word 'n prins. Wat beteken dit? As Saul doodgaan, is ek die troonopvolger. Maar jy kom in die paleis. En ek sê die paleis. Ek kyk so hoe kon Dawid in die paleis ingekom het? Ja, drie. Hoe kon hy in die paleis ingekom het sonder 'n Goliat? Hy kon nie, want die een wat Goliat doodmaak, kan trou met die koning se dogter. Eers deur die battle gaan. Jy moet eers deur die battle gaan. Jesus, dis my geliefde seun en weke welbaar. And the next moment, the Spirit took him into the wilderness to be tested by Satan met the clarion. And he came out with power. Amen. Sifting. Wat was gesift? Wat was Satan se eerste woorde? If you are the son of God. Mense, wat ons deur sifting gaan, die eerste ding wat ons doen, die Here is kwaad. Ek het iewers gesondig. Die pastoor het misgevat met sy profesie. Come on! Your prophecy, die woord wat die Here sê, do not despise prophecy, because by prophecy, fight a good fight. Hoekom sal hy oor profesie sê, fight a good fight? Hoekom sal hy oor profesie sê, fight a good fight?
You need something to Want hold die on to. prophecy word gechallenged. Jy het nodig om vas te hou aan dit. The righteous walk by faith and not by sight. Hoe kan sy dit sê? Because your prophecy is being challenged. Dus ek dink hierdie ding is verkeerd. Dit is 'n misgevat. Nou gaan jy out of fight. Toe Jesus in die woestyn is, wat sê? Kom ons sê, 'n uur terug het God se stem uit die hemel gekom. Dis my geliefde seun en wie ek welbaar. Die volgende oomblik, toe sê Satan, if you are the son of God. Wat word gechallenged? Jou verhouding. Wat word gechallenged? Die woord van die Here. Wat word gechallenged? Jou omstandighede. Because you have to walk by faith now. So wat doen the changing of the season? Ek is bly jy vra. Want Simon, hoekom gaan hy nie? Bevat jou, of Nathaniel, of al die ander. Hoekom net Simon? Hoekom word Simon uitgekies? Want Simon is die belangrikste persoon om my te af. Handelinge 2 sê, met die uitstorting van die Heilige Gees, het almal gesê, mense is dronk. En die woord sê, en Petrus het opgestaan, en begin preek. En dit tot vandag toe in die geskiedenis van die wêreld is die grootste altaarcall in die geskiedenis ooit deur Petrus aangeteken, hoeveel mense tot bekering kom. Dit is geval van Petrus wat preek. Hy staan 'n visserman. Petrus was so convicted van waar hy was, na hy Jesus verloor. Hy het so erg te kere gegaan, hy het gevloek, dat hy uitgevloek erger as wat 'n Kaapenaar kan doen. Het julle al die Kaapenaars gehoor? Nee, by daai rugby-wedstryde, 'n seerower kruiskamp. Nee, die woord van die Here sê, die meisietjie kom by hom en sê, surely you are part of Jesus' company. En die woord sê, and Peter stood up and swore. Die swore beloof nie. Swore, vloek. Sulke lang woorde. Dat daai meisietjie gehoor, as jy so kan praat, is jy verseker nie 'n volgeling van Jesus. Die vloek het hom oortuig. As jy daai woorde kan sê, nee, verseker ken jy nie vir Jesus nie. En hy Jesus dien hy het so ver gegaan, ek ken hom nie, ek was nooit by hom nie. Ek weet nie wie hy is nie, en toe vloek hy om net te wys te sê. En toe kraai die haan 3 keer. Maar die woord sê, die shifting het plaasgevind, Simon, Satan has asked that he may shift you. En wanneer jy geshift word al jou motives exposed. Die volgende een is klein kraakies word geopenbaar wat jy voorheen weggesteek. Die volgende een, al jou vyf vriende word aan jou geopenbaar. Die volgende een is jou dependency en waar al gewys word vir jou lack of faith. Dat kan sê, sien jy sukkel in geloof, sien jy vat die woord van die Here ernstig, sê kom uit jou negativiteit, kry jou kop reg, because the righteous walk by faith. So hoe moet God iets vir jou gee, as jy nie meer geloof het? Dan die volgende een is, dinge wat voorheen vir jou oké word, haal die Here jou hele confidence uit. Dat jy totaal vertrouw. En daarom, ek wil afsluit, baie keer kry ons 3 gebeure. Een van die eerste gebeure, wat ek noem is, 'n preventive prayer. En ons sien dit met Jesus, en ek dink baie van ons, wanneer ons geshake word, en ek eerlik, ouens, luister na my, almal onder my woord, Hercules, Roma, hulle allemaal, daar's baie mense wat in the changing of the season gaan. Ons is bezig alweer, is in die geesteswêreld, alles, so kom volgende week, is die catch the fire, you have to receive it, ek gaan het op jou lee, ek gaan jou bid, profeteer, ons gaan bedien, alles, moet nie mis nie. As jy hier kan wees, moet nie inluister. Want kom in die corporate anointing, laat jy op jou val, laat jy op jou rus, as jy jas op jou sit. So, preventive prayer is alles wat ons hier gaan. Lord, if it's your will, please take this cup away from me. Oh, God, hier asseblief. Ek dink dit is nou genoeg. Dit was nou genoeg. Dit was 'n paar jaar van hel. Ek kan nie glo
ek gaan my weer deur iets laat sê, regtig Here, asseblief, kan ek net kry se musie kry? Ek was al daar, ek het gebid met trane, en gesê, Here, sien nie hierdie trane, dis ek. Kom man, my love het jou so goed, hè? Asseblief, Here, die woord sê, ek kwart alles vir die genade van die Here. Die woord sê, is 'n genade God. Die woord sê, jy sal my nooit deur iets laat wat ek nie kan handle nie. Vader, die woord sê, you are my giver. But you have to go through the way. Moet nie kap opslaan nie, maar moet ons laat kap op plek negativiteit. Ek is nou ver. Ek is nou moeg hiervoor. Ek bly net hier. Ok, dan gaan jy in 'n Suid-Belaag gaan. Want as jy wil terugkyk, gaan jy in 'n Suid-Belaag gaan. En soos die volk wat gesê, en hulle hunker terug na die potte van Egipte toe. Wat toe was hulle slawe? Nou is hulle vry. Trek van die duiwel, man. Trek van die duiwel is hy wil jou in comfort zone, want wanneer jy in jou comfort zone is nie die perfecte maal vir die Here nie. Jy is lekker in die comfort zone. Jy wil nie uit die boos uit klim, jy gaan net al bly sit, lekker in die comfort zone, en jy is geen bedreiging, vir die koninkryk van daar, duisendes is because you're not going from glory to glory. Jy bly net waar jy is. En maar 7 jaar, oor 10 jaar, oor 15 jaar, kom jy na my toe en sê, hoe so maak ek hierdie profesie? Dan sê ek, okay, wat het jy nou mee gedoen? Nothing. Okay, so, om klaar te maak, gee my 5 minute. So, ons sê, the prayer of prevention. Dan het ons, the prayer of preparation. En ek dink, prayer of preparation, is waar ons allemaal nou is. Lord, please fix this mess. And turn this mess into a message. Okay, dis 'n nice WhatsApp boodskap met status wat jy kan sê. The Lord will turn my mess into a message. Amen. Amen. So iemand met die gebed van preparation. Ek het al baie keer in badkamers moes ingaan voor 'n meeting en sê, Here, sit te wag vir my mond. Asseblief, Here, haal hierdie angstigheid weg. Father, give me favor. My skattebol het self groot meeting gehad verlede week. En dan bid ons, Lord, give a favor, give a grace, give a mercy. Berei haar gees voor. Berei haar mond. Heilige Gees, lei haar in truth and knowledge. Vader, ons kom in die hemel en op die aarde, ons kanseleer elke plan van Satan, elke demoniese opdrag, enige opdragte wat hulle gegee het, in die hemel op die aarde en onder die aarde, ons activeer die perfecte wil van God. Maar, daar is 'n ander een, selfs Paulus praat daaroor, en hy skryf in Efesiërs 1, en dis wat ons gaan bedien, na hierdie preek gaan ons dit bedien. En Paulus sê, and he strengthened my inner man, in Efesiërs 1. En ek glo, hierdie is the prayer that repents. Hierdie is waar die sin, die Simeons nodig het, wat inluister. Hy sê, and when you have turned back, straight for your brothers. Het Jesus geweet dat gaan val? Yes. Ja, anders het hy nie hierdie gesê, and when you have turned back. Jesus het geweet, hy gaan val. Hy het geweet, Simon gaan, oh Lord, whatever, I will come with you in death and prison. En hier kom 'n klein meisie en vra jou vraag, en jy vloek soos 'n kampenaar, en jy gooi al jou toys uit die kot uit, en dat sê, jy nie eens prison toe gegaan, of dead toe gegaan, jy was net nummer 4. But, when you have turned back, ek prys die Here, mense, iemand wat hier is, luister na hy, weet so, hoor hierdie woord, and when you have turned back, mense, baie keer vir 'n oomblik, we slip up. Vir 'n oomblik, ons dink ons is staf. Ons dink ons is ready. I'm ready, Lord. Caleb
en hy sê, Lord, lead me to my mountain. Ons is amper so. Ons sê, Here, ek is reg vir enigiets, ek is reg vir die nuwe seisoen. Hy het so ver geval, dat Jesus profeteer, want ek het gewonder, as Jesus sê, and I have prayed for you, dan moet ons gebeur wat hy gesê, I have prayed for you. Come on, dit pas amper nie. Satan has called to reach you, but I have prayed for you. Dan is dit ons nou, ja man, beskerm ons nou vir my gebid het, en Jesus nou vir my gebid, soos reg, niks kan verkeerd gaan, want as Jesus bid, come on, as Jesus bid, gebeur dinge. Jesus sê vir die storm, shoo, en dan is die storm shoo. Nee, Jesus sê vir die legioen, demone, gou, en hulle gou. So as Jesus vir jou bid, ek bedoel, Jesus sê, ek doen niks wat ek die Vader sê, doen dit die Here. Ek vra niks wat ek die Vader, so as jy my sien, sien jy Vader. Ek bedoel, as Jesus bid, gebeur dit. Hier sê Jesus, and I pray for you. Ek sal kap vir net daarom gevat om te dink. Okay, maar Jesus nou gebid, dan is alles reg. Walkie-talkie, ons is alright. Yo! En daar, toe my kraai die aan 3 keer. Ek het dan gedink, Jesus gaan dood. Wat het nou van Jesus se gebed gehoor? Die woord van die Here sê, Peter is in so sy identity verloor, dat hy saam met die vissermanne gaan visvang het. En die woord sê, en toe langs die kant, toe hy Jesus sien, toe trek hy sy heertjie uit. 'n heertjie. Dis ding met 'n gat wat net eers en net so. It's about that. En hy trek het uit, en die woord sê, en hy was skaap. Nou, in daai tyd het hulle talente of klere aangehad, wat hulle werke gesimboliseer het. Petrus het so massive knock in sy identity met God, homself, Jesus gehad, dat hy nie eers weer geweet het of hy 'n visserman is. Dus kom hy net 'n tunic aangehad. Dis letterlik 'n dingetjie wat voor net so kom, en agter so kom, en 'n gat in die middel. Saam wat hy aangehad. En toe hy Jesus sê, hoorie, en toe hy Jesus sien, en Jesus sê, het jy al iets gevang, en hy sê, ja, hy sê, gooi dit aan die ander kant, en gooi aan die ander kant, en die net te skeer amper soveel visse, en Peter sê, dit is die Here, dit is die Rabbi, en hy trek sy tunic uit, en hy spring kaal in die water in, en hy sê kaal, nou hy is eerste kaal na, en hy is hier by Jesus, en hy staan vir Jesus, kaal, completely kaal, because I lost my identity in this shifting process. Die meeste van ons voel kaal op die oomblik. Ons is deur die shifting process word geskit. Ons word finansiëel geskit. Van julle word geskit met siektes. Van julle word geskit met anxiety. Van julle word geskit in jou huwelik, in jou verhouding, in jou werk. In God, is God lief vir my. Van julle repent sondes wat julle nog nie eens gedoen het nie. Van julle is so in heavenly courts vastgenaal, kleining en framing en al die goedes. En van julle is so in denial, dat jy 'n heertjie aftrek, wat die Here alleen weet wie jy is. Van julle het so ver teruggeval, praat met die mense wat uitluister, dat jy nie eers meer weet, is ek Simeon, is ek Petrus, ek voel so Simeon, ek tree op soos Petrus, of ek is Petrus, maar maak droog so Simon. Ek weet nie meer wie ek is nie. En ek wil afsluit om te gaan sê, ek wil afsluit om te kom op hierdie plek, because the prayer that we praise, because God will speak to your Simeon until Peter is awakened and listens. Dis baie mooi. God will speak to your Simeon until Peter is awakened and listens. And I say, I've prayed for you, Simeon. Simeon is hoe jy ek, dis elkeen van ons. Maar Peter is waarvoor jy geroep is. En ek het Monique het gepraat, dis soos 2 skoene. Dis pers, die Here roep pers, pyn en seer.
liefde en ongeduld, allemaal, is pet. Jy kan nie Simeon hê sonder 'n Petrus nie. Is soos twee oormanne. Dit gaan saam. Jy kan nie by die skoenmaker inkom en sê, ek wil net 'n linkers naadjie hier asseblief. En sê, okay, wat van die regtervoet? Nee, nie worry oor hom nie. Hy gaan met die ou skoentjie aan. Pas lekker sagter op die voet. Hy sê, nee, ons koop hulle pare. En so is dit ook. Ons almal is pare, ons is die Simeon dit. Maar hierdie wil ek vir jou afsluit nie. It's not about Simon. Ons gaan en sê, in my lewe ervaar ons, ek is Simon en Satan is besig om my aan te val en hy is besig om my te skyn. Wie voel die self? Okay, wie voel so? Priscilla? Voel ons? Bonita, ons is, Simon, Satan het gevra, permissie gekry. Hoekom het Jesus nie net nee gesê? Het sal soveel maklik gewees. Toe ek gevra het vir permissie. Asseblief kan ek Karel bietjie skep? Nee, los hom uit. Verlede jaar was erg genoeg. Go! Thank you Lord, thank you. Grace and mercy. Kan ek Karel net vir 'n rukkie skep? Asseblief. Nou, is genoeg. Hy vat al 2 jaar om te herstel daar die laaste jaar. Come on, dit sal nie werk. Because he didn't need because it's not about disqualifying. It's about om jou uit te skep. It's not about you. It's not about you versus Satan. It's about Satan versus Jesus praying for you. Amen. Sure. It's not about you versus Satan. Ons almal vat hierdie seisoen persoonlik. It's not about you versus Satan. It's about Satan versus Jesus that are already praying for you. En jy sê, ek weet, omdat ek vir jou gebid het, gaan jy terugdraai, soos die verlore seun. You and when, nie if nie, come on, niemand hierso. And when, not if. Nie as jy, nie oor 10 jaar, nie oor 5 jaar, nie as jy ooit, of maybe, of iets nie. This, because I know that I've prayed for you. Die ander vertaling sê, these thoughts I have to, my net so gunsteling gedeelte in die Bybel, een van ons gunsteling gedeeltes in die Bybel, so daar die opgebeur al in, en hy sê, Lord, I was wonderfully and marvelously made. Jy het my aan mekaar geweef, my siel, my gees, my wese, aan mekaar geweef. Jeremia 1, I've called you while you were in your mother's womb. I've called you, I've appointed you, I've set you apart. So omdat God, David skryf, hy sê, toe jy my geskep het, by julle wese was voor u, I'm wonderfully and awesomely made. Jy het my beskou, jy was betower deur dit wat jy my gemaak het. It's so amazing. So omdat God soveel moeite in jou gesin het, om jou met sy eie hande te weef, geen nie hoe jy op aarde gekom het, geen nie of het 'n maandag of 'n lang naweek is, of hoe jy op aarde kom het, wie jou pa, wie jou ma is, holiday, romance, wat het ook al is nie. Ek gee nie om nie, maar wat vir my belangrik is God needed you to come to earth. Maak jy saak hoe jy aarde toe gekom het. En omdat God soveel keer gevat het om jou aan mekaar te knit, terwyl jy in jou moeder se skoot was. Jesus is praying for you. Terwyl Satan bereid is op ding, hy sif jou om jou uit te skakel. Jesus is praying for you. Maar Jesus het soveel geloof in sy gebed vir jou, dat hy al klaar, hy sê, ek sê Alpha en Omega, te begin in die eind. And when? Not if. And when? It's nie 'n preventive prayer nie. It's nie 'n preparation prayer nie. It's a repairing prayer. Wat sê Hebreërs 7 vers 25?
Kyk gou in Hebreërs 7 vers 25. Ek is klaar met die skrif en dan gaan ons bid. Maar in Hebreërs 7 vers 25 gaan hy en hy sê hierdie amazing woorde. Hy sê hierdie amazing woorde. 7 vers 25. Here, hence also he is able to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Niemand kan by jou uitkom as hulle nie deur Jesus gaan. And he is praying for you. Die woord van die Here kom en eindig. Hiermee is ek regtig. Die woord kom en hy sê, these thoughts I have towards you, thoughts of peace, thoughts of an expected end. Daai woord, expected end. An expected end is 3 woorde. Een van die woorde is die woord wat gebruik word. Hierdie, iemand by die huis, moet hierdie luister. Die woord wat gebruik word, as ek onthou eendag verstaan, in ons ou kerk, daar in daai veld, die meisiekie weet, sit blonde, kort hare gehad. Maar omtrent so 2 maande later sit hierdie kerk, en jy weet, meisies met lang hare, hulle loop soos perd. Hulle, die hare skit, het jy nou gesien, die hare skit, hulle, omdat die hare so lang is, om te sê, ek weet nie, julle al lang om geïrriteerd, jy sny julle hare af, maar weet my, ek het vastgemaak. So, hulle die lang hare, en sy loop in die hare, so, en ek kom by haar, en ek sê van, het jy 'n pilletjie gedrink? Sy sê, wat is 'n pilletjie? Ek sê, dit is 'n amazing pille gewees, dat jy hare so gevoel. Sy sê, nee pastoor, is nie pille nie. Ek sê, wat is dit? Sy sê, extensions. Extensions. Ek sê, extensions. Sy sê, ja, extensions. Ek sê, wat is dit? Sy, ek sê, is dit 'n pruik? Sy sê, nee, is nie 'n pruik nie, is extensions. Ek sê, hoor jy sê extensions? Wat is extensions? Sy sê, ons vat regte hare. Ek sê, regte hare. Ek sê, dis scary. Sy sê, ons vat regte hare. En dan vat ons jou regte hare en ons vat dooie hare, maar regte dooie hare. Regte dooie hare. En ander. Regte dooie hare. Ons vat regte hare met regte dooie hare. Dit is baie regte hierso. En ons werk het aan mekaar. En dan die regte hare met die dooie hare connect met mekaar en dan groei dit in een en dan kry alles heel. Ek sê, dis baie die mekaar, dat lyk baie mooi. Sy sê, baie dankie persoon, het voel natuurlijk. Ek sê, natuurlijk, dis kom jy so, pronk soos 'n perd. En die Here sê, I take the real and the old, and the things that you think died, and I make it alive again. Amen. That is expected end. Baie keer dink ons dis verby, dit is klaar, dit is so. En dan sê die Here, ek bring die extensions, en ek voeg het by die old, en ek maak het die tweede een, ons is eendag in Israel, en wanneer jy in Israel is, dan vat hulle altyd om die tapisserie te gaan sien. So ons gaan na hierdie tapisserie winkel toe, hulle maak persiese tapuite. Ons is by die tapisserie, en die vrou sê, come and stand here in the front and come and have a look. En ek gaan staan en sy sê, oh, it's very expensive. Ek sê, ek het so gehoor, so vooral met die rand. En ek staan so en hulle sê, come and there, en die vrou vat goed, en sy mix het, sy trek hierdie af, sy trek daar, en ek staan en sy sê, ja, en ek sien net kleure, en pers en rooi en alle. En ek staan hierdie kant en sy sê, Pastor, so what do you think? Ek kyk, niks maak vir my sin.
Ek sê, it looks nice. She said, nice? Is that all you gotta say? Nice? It's exceptionally nice. Sy sê, you are standing on the wrong side. Come around and watch it from this side. Ja, en toe ek die ander kant kom. Toe sien ek die swart en die rooi. Hoe word die swart en die rooi gebruik om 'n kruik te maak, waarin water gesit is, en die water wat daar ingevoeg is, en die vrou, wat hierdie mes se kruik, is die vrou wat Jesus ontmoet het, wat die water in die kruik gegooi, en hom laat drink het, met hierdie Jesus beeld, en die kruik speel hierdie belangrike rol, maar die kruik is swart, en ek kyk en ek sê, Here, maar die kruik is swart met rooi in, en hy sê, Karel, is dit nie amazing nie, en ek is besig om jou lewe aan mekaar te tapeseer, en die wat jy die pijn, en die seer en die pijn, wat jy vir niemand wil vertel nie, wat jy met niemand wil share nie, want jy is so bang oor die rooi en die swart, dis die shame in jou lewe, is die pyn, is die tye wat jy opgegee, is die tye wat dinge nie sin gemaak het, is die tye wat die seerste goed in jou lewe, is die swart, jy dink, Here, gebruik hierdie en gebruik hierdie en gebruik hierdie, maar die Here sê, ek gebruik juist die swart en die rooi, want dit gaan die highlight wees van die getuienis van hierdie tapeserie wat ek jou lewe gedoen het. En die laaste is 'n boot. En ek dink, Here, dit moet naas is 'n boot. As jy die Hebreëse woord gaan vat, dan klink dit soos 'n boot wat hy sê, and I have these thoughts about you. Thoughts to not lead you to harm, but to have expected end. That's amazing. En ek gaan kyk en dit sluit boot. Doch, yes, is 'n lekker motorboot. Dit is 'n motorfiets. En al gaan jy. En ons is daar. Maar as ek na die regte woord gaan kyk, dan is dit nie 'n motorboot nie, is 'n roeiboot. Ek dink, Here, 'n roeiboot. Dit is bad. Want 'n roeiboot moet ek met my rug gaan, waar ek weet nie waar om te gaan nie. Ek moet roei, waar gaan hulle? Ek weet nie, hier gaan ons. Maar in 'n roeiboot het hulle iemand wat hulle noem 'n coxswain. En hy is die kortste, kleinste mannetjie, en hy sit bo op 'n stoel. En hy kan uitkyk van waar jy gaan, en hy sê, left, right, okay, so, 1, 2, 3, left, 1, 2, 3, right, left, 1, 2. En die Bybel sê, and looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our salvation. So wanneer jy in die roeiboot is, moenie bekommer wat ons gaan, moenie bekommer van Here, ek raak moeg, moenie bekommer, ek weet die dinge maak nie sens nie, ek weet nie hoe dit gaan gebeur, ek weet nie wanneer dit gaan gebeur, dis asof we're looking unto Jesus, the author, hy weet waar jy gaan, hy weet hoe lang het gaan vat, hy weet waar jy was, hy weet waar jy gegaan het, hy weet wat se krag jy het, hy weet hoe lang jy kan uithou, solank jy net na hom kyk, hy weet waar jy gaan, jy weet nie, maar jy weet, hy weet, because he's dreaming about you, hy het 'n droom oor jou, and when you have turned back, go and fetch your disciples. Amen. Ek wil vir jou sê, die Here het 'n droom oor jou, en hy het 'n gebed oor jou, and he's guarding you, en die vyand het gesê, it's over, but God has said, I am the author, and I am the finisher. I got a dream about them. Their destiny awaits. Your comeback is much better than the previous season. Setback. Amen. Blessings. Allemaal by die huis. Halleluja. As jy het vat, gee vir die Here 'n groot hande klap. Kom aan. As jy, saam, einde. Wensel, Malcolm, Priscilla, Andries, Johan, kom aan,
Almal by die huis ook. Ek bid, ek seën julle, ek spreek krag oor julle. Ons gaan nou vir mense in die kerk bedien. Ons gaan 'n bietjie vloei in die Heilige Gees, ons gaan hulle bedien. As hierdie woord vir jou gebless het, share dit aan iemand. Bring dit voor iemand, sê vir hom, die Here dink aan jou. Ek weet jy gaan deur Tabatan. Onthou hierdie shifting van almal altyd plaas vir die changing of the season. It's not over. It's not over. The battle is not over. It's nie verby nie. So ons bless julle. Ek bid dat die Here julle strengthen in your innermost spirit. Dat jou sterk maak in geloof. Dat die Here, ek bid oor julle, dat die Here vir julle extensions gee, dat dit wat dood gegaan het in julle weer lewend, waar julle opgegee het, weer lewendig gemaak word. Ek bid dat die Here jou die prentjie wys, daai wat jy, daai seer en pyn so wegsteek, dat dit eintlik die vertoonstuk is van jou lewe, die grootste. He turned your mess into a message. En ek bid dat die Here die kalksteen sal wees in jou woord, dat jy net jou oor rig op hom, en jy opgee voordat jy by die einde is nie. Bless julle, seën vir julle, dankie vir die wat saai in die koninkryk, saai in die ministry. Ek bid 'n verdubbeling, that when you look after God's house, God will look after yours. Ek kom bid vir 'n dubbele seën in Jesus naam oor julle lewens. Blessings tot volgende week, moenie die Catch the Fire mis nie. Much love.